Goeiedag Corpus Christi Emelagleni. Dis my voorreg om vandag saam met jou te kuier en sommer hier met die wegspring. Wil ek eerstens net 'n getuienis gee. Ons het so 'n paar weke terug gesê dat ons eerste R10,000 in ons bankrekening gaan ons saai vir 'n skool in Emelagleni, en in hierdie week wat verby is, het ons daai geleentheid gehad om ons eerste R10,000 te saai. En mag daai saad, mag het ontkiem in 30, 60 en 100voudig vrug voortbring tot eer en verheerliking van God se koninkryk. Dankie vir elkeen wat 'n bydrae lewer ook op 'n tasbare wyse in hierdie saak. En mag die Here ons bly seën om 'n seën te wees vir ander. Vandag wil ek met jou praat oor Paulus wat skryf, wandel waardig die roeping. Ek het groot geword met 'n ma wat gereeld die woorde gebruik het, moet nooit jou vlag laat sak nie. Nou as jy nie bekend is met die konsep nie, dit gaan daaroor dat, ek wil amper sê, gedra jouself waardig. Jou naam is die grootste ding in jou lewe, en ons vat jare om 'n naam op te bou, en in 'n oomblik, in 'n oogwink, kan jou naam weggooi. So om nie jou vlag te laat sak nie, beteken eintlik, moenie jou naam weggooi nie. Moenie onvanpas optree nie. Gedra jou soos wat dit veronderstel is om te wees. So ek lees vir ons Paulus se woorde aan die gemeente van Efese, Efesiërs 4 vers 1 tot 3. Lees vir ons uit die ou vertaling vandag. Hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Ek beleef in die tyd waarin ons leef, en ek sê dit met groot hartseer vandag, is daar baie keer geen verskil tussen die kerk en die wêreld nie. En as ek en jy as volgelinge van Jesus, as sy seuns en sy dogters, deur God geroep is, deur hom gestuur is, om lig en sout te wees in 'n donker en smaaklose wêreld, dan het ons nodig om die lewe anders te doen. Ons het nodig om anders te dink, iets van Romeine 12 vers 1 en 2, ons het nodig om anders te op te tree, anders te praat. En as Paulus vandag vir my en vir jou kom sê, wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is, is dit belangrik om vas te maak dat eerstens, as jy vandag kyk en jy's 'n volgeling van Jesus, jy het al op 'n plek gekom waar jy ja gesê het op sy groot ja vir die ganse mensdom 2000 jaar terug, dan het God jou eerstens gered, maar tweedens het hy jou geroep. Het ek en jy 'n taak om te vervul. En dit is belangrik om terwyl ons wegspring vanoggend te weet dat hierdie taak waarvoor God ons geroep het, is nie 'n stel wette en reëls wat ek en jy moet gehoorsaam nie, maar vanuit ons wandel saam met die Here, vanuit wie ons is in Christus, vloei wat ons doen. So dit gaan nie oor 'n klomp moets en moenies, 'n klomp wette en reëls nie. Wie ons is, het nodig om uit te kom. Ek wil amper sê, het nodig om uiting te gee aan waar ons lewe doen. En dan kom kleer Paulus hierdie in, wandel waardig die roeping. Moenie jou vlag laat sak nie. Want God het my en jou geroep as sy verteenwoordigers hier op aarde. In hoe ons lewe doen, hoe ek my vrou, hoe ek my man hanteer, hoe ek my kinders grootmaak, wat 'n tipe werknemer ek is, of werkgewer ek is, dis die goed wat die getuienis dra, of ek en jy leef as volgelinge van Jesus. Want ek dink ons weet in hierdie tyd, baie mense sê 'n klomp goed, maar hulle lewe getuig nie daarvan nie. Die woord integriteit kom by my op, dat ons woorde en dade sal kyk na vir mekaar.
En wanneer Paulus vandag kom en hy sê, wandel waardig die roeping waarmee die Here julle geroep het, dan beleef ek eerstens hierdie kontras as hy vir die gemeente skryf, dat ek praat met julle vanuit die gevangenis. Ek beleef 'n stuk ironie, as ons dit net bloot op die oor hoor vandag, hoe kan iemand in die tronk vir my en vir jou sê, maar wandel waardig die roeping? Maar ons ken vandag die agtergrondstorie, onregverdig is hy in die tronk gegooi. Hy het dit nie verdien nie, maar dit was deel van God se reis in Paulus se lewe. En selfs as 'n prisonier, kan hy vandag my en jou inspireer, om te sê, selfs in daai haglike omstandighede, selfs in daai nie ideale omstandighede, kan ons waardig die roeping wandel, waarmee God ons geroep het. En dan kom deel Paulus in hierdie gedeelte 5 bestanddele, wat ek glo deel moet wees van hierdie waardig wandel. Hierdie moenie jou vlag laat sak nie. Leef jou lewe so dat God verheerlik word in en deur my en jou lewe. En die eerste bestanddeel is nederigheid. En ek sal nooit vergeet nie, toe ek op skool was in ons wiskunde-klas, het daar 'n groot plakkaat gestaan. Nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie, is om minder aan jouself te dink. Ek herinner my aan dieselfde Paulus se woorde, Filippense 2, dat hy sê dat Jesus Christus het vir ons die voorbeeld kom stel van nederigheid. Hy wat God is, het in die gestalte van 'n diensknegt gekom. Hy het neergebuig en aarde toe gekom. En vir my en vir jou die voorbeeld kom stel van wat dit is om nederig te wees. Ek dink baie keer as volgelinge van Jesus het ons hierdie wanpersepsie van nederigheid, ons moet eenkant in 'n hoekie sit en maar net wag dat die Here ons kom haal. Ek sien nie dit in Jesus se lewe nie. Nederigheid, wil amper sê ware nederigheid, vloei vanuit 'n plek waar jy weet wie jy is. En wie jy is in Christus. Want daarin lê ons identiteit. Ons identiteit lê nie in enige titel nie, ons identiteit lê nie in wat ons het, of wat ons besit, of een of ander stand of status nie. Ons identiteit as volgelinge van Jesus lê in Christus. Die skepsel se identiteit lê in die Skepper. En die tweede bestanddeel wat Paulus hier noem, hy sê sagmoedigheid. En sagmoedigheid vir my, as ek 'n beeld vandag daarin kan plaas, is om te weet wanneer moet jy 'n olifant wees en wanneer moet jy 'n muis wees. Wanneer moet jy die ander wang draai in Jesus se lewe en wanneer moet jy spreekwoordelik 'n rottang aan mekaar sit. En daarvoor het ek en jy groot wysheid nodig. En as ek jou 'n wenk kan gee, in my eie reis saam met die Here, het ek hierdie ontdek, as dit gaan oor myself, dan wil ek altyd 'n muis wees. Ek wil nie myself laat geld nie. Maar as dit gaan oor God se saak, ek dink aan Dawid en Goliat. Daai dag het daai Filistyn, het hy God se saak bedreig. En God het 'n man gesoek. En daai dag is Dawid op die map gesit. Want hy het geveg vir God se saak. En wanneer ek en jy veg vir God se saak, dan sal ons nie beskaam laat staan nie. Dis die tweede bestanddeel, om sagmoedig te wees. En ek bid meer as ooit dat die Here ons as volgelinge van Jesus die wysheid sal gee, wanneer om 'n olifant te wees, en wanneer om 'n muis te wees. Dan die derde bestanddeel van om waardig te wandel die roeping, is lankmoedigheid, geduld. Daai taxi wat voor jou inry, daai ry waarin jy moet staan. En uiteindelik, as ons eerlik met onsself is, ongeduld is maar eintlik net 'n teken van dit gaan nog oor myself. Die eie ek is nog alive and kicking. Maar uiteindelik leer die woord ons iets anders. Galasiërs 2 vers 20, is nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat in my leef. Die lewe wat ek nou leef, leef ek deur geloof in die Seun van God. So as ek en jy sukkel met geduld, dan het ons nodig om te kyk na onsself en opnuut die Here te sê, Here,
mag hierdie eie ek sterf in my lewe, om myself te laat geld. So die derde bestanddeel is lankmoedigheid, om geduldig te wees. Die vierde bestanddeel waarvan Paulus praat is liefde. En liefde word so mooi ingekleer in die Griekse woord agape, waar hy sê, a self-giving love, without asking anything in return. En ek dink ek hoop jy hoor dit wat ons vanmôre deel vanuit, hierdie goed is nie moontlik in my eie krag en my eie vermoë nie, maar deur God se Gees wat binne ons woon, as sy volgelinge, as sy seuns, as sy dogters, stel God se Gees my in staat om ook vanuit liefde te leef. Om mense lief te hê soos wat God ons lief het, sonder om enigiets terug te verwag. Want daai liefde, leer die woord ons, het hy deur sy Heilige Gees ook uitgestort in my en jou lewe. In onsself gaan ons dit nie kan doen nie. Maar deur die liefde van die Heilige Gees wat God uitgestort het in ons lewens, het ons die vermoë om ander lief te hê. En dan die laaste bestanddeel wat Paulus hier noem, praat van eenheid. Het is belangrik om vandag te besef dat eenheid is nie eendersheid nie. God het elke mens, elke individu uniek aan mekaar gesit. Ons het unieke gawes en talente en kapasiteit en persoonlikheid en vermoë. Maar eenheid in kort is om ons verskille eenkant te sit en een gemeenskaplike saak te dien. En uiteindelik in hierdie konteks as volgelinge van Jesus dien ons God se koninkryk. Paulus kleer God se koninkryk in Romeine 14 vers 17. Hy sê die koninkryk van God is geregtigheid, to be in right standing with God. Hy sê vrede, heelheid, jou gees, jou siel en jou liggaam en die blydskap in die Heilige Gees. So ek wil jou vandag opnuut as volgeling van Jesus herinner, jy is God se verteenwoordiger op hierdie aarde. Ek en jy is geroep om sy hande en sy voete en sy mond en sy hart vir mense te leef. En mag ons waardig wandel die roeping waarmee die Here ons geroep het. Mag ons nie ons vlag laat sak nie. Mag wanneer mense na ons kyk, wanneer mense oor my en jou getuig, dat hulle kan sê, sy wandel waardig die roeping. Ek sien Christus in hulle lewe. Hoe hulle lewe doen, sien ek Christus. En mag hierdie 5 eienskappe deel wees van ons lewe. Nederigheid, sagmoedigheid, geduld, liefde en eenheid. Mag ons waarlik waar in 2024 kerk wees en mag ons lewens God verheerlik. Ons is nie hier om vir onsself 'n monument te bou nie, ons is nie hier om vir onsself 'n naam te maak nie, ons is hier om die koning van alle konings, Jesus Christus, te verheerlik. En as volgeling van Jesus het ons die voorreg om in die lewe die knie te buig en met ons tong te bely dat hy alleen is Here. Wandel waardig die roeping waarmee die Here jou geroep het. Moenie jou vlag laat sak nie, moenie jouself laat geld nie. Mag die Here ons meer as ooit wysheid gee om lewe te doen in hierdie tyd wat hom verheerlik. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie vir die voorreg vandag om deel te wees van iets soveel groter as onsself. As ek dink aan die kerk, en ek wêreldwyd, Here, die voorreg wat ons het in Suid-Afrika van godsdienstvryheid, en daar's 'n klomp goed rondom ons wat nie noodwendig funksioneer en werk soos wat ons wil hê, of dalk soos wat dit moet werk nie. Maar Here, dankie dat ons vrylik U naam kan verkondig. Daar's plekke vandag wat mense hulle lewe verloor vir die naam van Jesus. Waar mense sterf, waar kerke platgevee word. Dankie vir godsdienstvryheid. Maar Here, ek bid vir elkeen wat vandag sal kyk, dat ons waardig die roeping sal wandel, waarmee God ons geroep het.
En Here, as volgelinge van Jesus, dat waar ons lewe doen, dat ons mense beter sal los. Dat mense die aroma van Christus sal ervaar vanuit ons lewens. Vandag wil ons kom verklaar, al die lof, al die eer, al die aanbidding, kom U toe. Dankie vir U goedheid en U guns. Dankie dat ek elkeen kan seën wat vandag kyk, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dankie dat U ons seën, om 'n seën te wees vir ander. In Jesus se mooi naam. Amen. Dankie dat jy saam met ons vandag gekuier het. Mag die Here ons bly seën, om 'n seën te wees vir ander. Cheers.